En dan sê Sagaria ook, Jeremia, Sagaria, ek probeer nou dink, dat wanneer die deure oopgebreek word, en die soldate inkom, die vors, as hy inkom, dan sal hulle die kinders aan hulle bene vat, en teen die mure doodslaan, vernaam die babietjies, sal hulle vat en soos velle teen die mure doodslaan. En die oomblik toe die Romeinse soldate deurbreek, was dit een van die eerste dinge wat gebeur het. 70 na Jafashua, het die oorlog het dit begin, en dit het vir 9 maande aangehou, en toe hulle deurbreek, die geskiedenisboeke wys dat van die eerste dinge wat gebeur is, die Romeinse soldate, want die Israeliete het gevlug binnekant toe, na die ander kant toe, want hulle het deur die poorte gekom, het hulle, soos hulle gehardloop het, die Romeins, die maas het gehardloop, en die paas het gehardloop, het die Romeinse soldate hulle ingehardloop, en die babiekies by hulle gegryp, en hulle teen die mure doodgeslaan, hulle koppe slaan, dat hulle breins uitgespat het teen die mure, en hulle bloed teen die muur gesit, en daai skrifte is vervul. En dan kom Jafashua, dan sê hy, Jerusalem, Jerusalem, hoeveel keer ek begeer om jou soos 'n hen, haar kykers onder my toe te maak, maar julle het dit nie die moeite werd geag nie. Jerusalem, Jerusalem, is dit nie julle wat, en ek, dis my interpretasie, is dit nie julle wat geskree het, kruisig hom nie. Laat sy bloed oor ons en ons kinders en ons nageslagte kom. Jy weet, hulle het nie baie lank nodig gehad om te wag na Jafashua gekruisig is nie. Toe gebeur dit. Nou in daardie tyd wanneer hulle deurbreek die amper sê ek die Egiptenare, die Romeine deurbreek, het hulle die mense doodgemaak met die swaard en die spies soos hulle deurgekom het. En die mense kon, die Israeliete, kon nie eintlik werklik vlug nie, want hulle was maar en uitgehonger en verarm. Hulle het nie enige kos gehad om te eet nie, want die Romeine het alles afgesny van buite af. Niks kon ingaan nie, niks kon uitgaan nie. So na 9 maande, wanneer Titus deurbreek met die Romeinse mag, brand hulle dan die tempel af. Want onthou, die hele tempel was gebou met gegote hout, en die stene wat hulle gebruik het, of ek net sê, die gegote hout, was als met goud oorgetrek, en die stene was met goud oorgetrek. Hulle beweer, die vuur was so geweldig, dat die goud het tussen die sement, waar die sement tussen die stene is. Want onthou, sement is iets wat oertyd is, né? Dit kom uit die 4 spiewende berge uit. Dis een van die eerste dinge wat hulle geleer het om te doen, is om sement nat te maak en met grond te meng, en dan kan jy bou. Dis van die oudste goed, dis hoe die stede gebou het, selfs in die Egiptiese tyd al. So, tussen die gleuwe van die tempel se stene, daar waar die sement was met goud, als was soliede goud beslaan gewees. En dis een van die redes, dat die tempel tot op sy fondasie afgebrand was. Elke klip op daai tempel was gebrand en gekrap, om die goudstof op te tel, om bymekaar te maak. Want dit sou alles na Rome toe gaan. Wanneer Jafashua in Matteus 24, lang voor die tyd, 70 jaar, 60 jaar, sê amper 70 jaar, voor die tyd, uit die tempel uitkom, Matteus 24, en Jafashua met sy disippels op die Olyfberg gaan sit, wat reg oorkant die berg Sion is, waar die tempel gebou is. Vandag is dit die Dome of the Rock. Sit Jafashua op die Olyfberg, en hy kyk na die tempel, en hy sê vir sy disippels, sien julle hierdie tempel? Daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer hierdie tempel afgebreek gaan word, tot op sy fondasie.
waar nie een steen op 'n ander steen gelaat sal word nie. Nie een nie. Hulle sal afgebreek word. So wat doen Jafashua? Hy profeteer oor die vernietiging van die tempel in Jerusalem. En daai profesie van Jafashua word werklikheid wanneer Titus en die Romeinse soldate dan die tempel verbrand en afbreek tot op sy fondasie.